Die letters A tot G hieronder verteenwoordig organiese verbindings. Definieer die term versadigde verbinding. Nou, versadigde verbindings is verbindings waarin daar geen meervoudige bindings tussen koolstofatome in hul koolwaterstofketTINGs is nie. So kom ons kyk na voorbeelde. Hier het jy byvoorbeeld propaan. Jy kan sien, tussen die koolstowwe is daar slegs enkelbindings. Dit is met ander woorde versadig. Net so kry jy propan-2-oon. Ja, ek weet daar's 'n dubbelbinding wat ons kry in die karbonielgroep, maar daar's 'n enkelbinding en daar is 'n enkelbinding. So dit is ook 'n voorbeeld van 'n versadigde verbinding. Wat is belangrik? By onversadigde verbindings kry ons of dubbelbindings tussen koolstowwe of trippelbindings tussen die koolstofatome. Vir 1 punt. Skryf die letter of letters neer van 'n verbinding met 'n karbonielgroep wat aan 2 koolstofatome gebind is. Nou jy weet, die karbonielgroep is C dubbelbinding O. Daar's 'n koolstof en daar is 'n suurstof. So kom ons kyk na ons opsies. A het slegs koolstowwe en waterstowwe. Dis met ander woorde 'n koolwaterstof. Dit kan nie A wees nie. B het brome by. En daar is nie enige suurstowwe nie, so dit kan nie B wees nie. C, daar's 'n koolstof en daar sien ons 'n suurstof, so dit is 'n moontlikheid. Heksanaal het die formielgroep, maar binne die formielgroep kry jy die karbonielgroep, so D is 'n opsie, en dan by E, daar sien ons die C en die O, so dis 'n moontlikheid. F het slegs koolstowwe en waterstowwe, dis 'n koolwaterstof, dit kan nie F wees nie, en net so is G 'n koolwaterstof, daar is nie enige suurstowwe nie. So ons moet nou kyk na C, na D en na E. Een moontlikheid vir opsie C is 'n karboksielsuur, in hierdie geval 5 koolstowwe, pentanosuur. So hier sien jy jou karbonielgroep, en jy kan sien dit is deel van die COOH, wat die karboksielgroep is. Maar hoe dit ook al sê, daar is 'n karbonielgroep. En hierdie karbonielgroep is gebind aan 1 koolstof, maar aan hierdie kant is dit 'n suurstof. Met ander woorde, dit kan nie pentanosuur wees nie. Ons kan opsie C ook anders skryf. Onthou, karboksielsure en esters is funksionele isomere van mekaar, met ander woorde, dieselfde formule, maar verskillend gerangskik. En dan uit die aard van die saak is daar 'n ander funksionele groep. So hier sien jy jou karbonielgroep binne die estergroep, en hierdie is natuurlik etielpropanoaat. Maar weer eens, daar het jy 'n koolstof aan die linkerkant, maar daar's geen koolstof aan die regterkant nie. So ons kan met sekerheid sê, opsie C is nie 'n opsie nie. Opsie D is heksanaal. Daar is ons karbonielgroep as deel van die formielgroep, heksa, daar is ons 6 koolstowwe, 'n 6 koolstof aldehied. So die karbonielgroep is deel van die formielgroep, maar weer eens, die karbonielgroep is slegs aan 1 koolstof gebind en nie 2 nie. Aan die ander kant is daar slegs 'n waterstof. So opsie D is ook nie 'n opsie nie. En hier kan jy duidelik sien, daar's my karbonielgroep. Aan die linkerkant is dit gebind aan daardie koolstof en aan die regterkant aan daardie koolstof. So as ons die struktuurformule neerskryf, kan jy duidelik sien, daar is my karbonielgroep, daar's 'n koolstof aan die linkerkant, daar's 'n koolstof aan die regterkant, so dit is die korrekte antwoord. Die naam is natuurlik 1, 2, 3, 4, 5, 6, so dis heksan 2-oon, wat die korrekte antwoord is. So vir 1 punt, E, heksan 2-oon. Vir 1 punt, skryf die letter of letters neer van die verbinding wat 'n isomeer
van verbinding E is. Nou, ons het sopas gesê dat E is heksan 2-oon. Dis 'n ketoon. Wat is die funksionele isomeer van 'n ketoon? Dit is 'n aldehied. Ons soek met ander woorde 'n aldehied met 1, 2, 3, 4, 5, 6 koolstowwe en dit is heksanaal. Steeds vir 1 punt. Skryf die letters neer van 2 onversadigde koolwaterstowwe. Nou belangrik. Onversadig beteken dubbelbinding of trippelbinding en koolwaterstof beteken slegs koolstof en waterstof in die verbinding. So ons koolwaterstowwe is A en F en G. Dit kan nie B wees nie, want daar's 'n broom, dit kan nie C wees nie, daar's suurstowwe en dit kan nie E wees nie, daar's 'n suurstof. Nou uit hierdie 3 dubbelbindings en trippelbindings. So trippelbinding, dubbelbinding. Die korrekte antwoord is dus A en F. Vir 3 punte. Skryf die IUPAC naam van verbinding A neer. Ons funksionele groep is die trippelbinding, so ons moet so naas moontlik aan die trippelbinding begin nommer, so 1, 2, 3, 4, hierdie is 'n metielgroep, 5, 6, 7. So ons begin met 4 metiel, en dan is daar 7 koolstowwe in my langste ketting, met ander woorde, hept, en die trippelbinding is op koolstof 2, en dis 'n alkyn, so dis 1. 4 metiel, hept, 2-1, 3 punte. Ook vir 3 punte, skryf die IUPAC naam van verbinding B neer. Kom ons begin met ons langste koolstofketting. Nou, sonder om syfers nou te gebruik, daardie koolstof, hierdie ene, dan hierdie ene, ons gaan regs, en dan hou aan regs gaan, maak nie 'n verskil of jy opgaan of regs gaan nie. So met ander woorde, ons kan of hier begin, of daar begin. Nou, wat gaan bepaal waar moet ons begin? Kyk na die oorblywende koolstowwe. Nou, wat sien jy? Jy sien op hierdie koolstof is 'n broom, en daardie koolstof het 'n broom, maar dis net 1, en dan, hierdie koolstof is 'n metielgroep, en hierdie koolstof is 'n metielgroep. So, basies is daar op die middelste 4, 1 substituent elk. So, wat kry voorkeur? Broom voor metiel, want B is voor M, so ons gaan so naas moontlik aan die broom aan die linkerkant begin, met ander woorde, hierdie gaan koolstof 1 wees, en hierdie gaan koolstof 6 wees. 2, 3, 4, 5, en nou kan ons benaming doen. Broom voor metiel, so op die tweede koolstof en op die 4de koolstof is daar brome, 2 brome, so dis die bromo, en dan op die 3de en die 5de koolstof is daar 'n metiel, maar daar's 2 metiele, so dis die metiel, en dan 6 koolstowwe, enkelbindings, heksaan. So dis 'n haloalkaan, 2,4 dibromo, 3,5 dimetiel, heksaan vir 3 punte. Hierdie is nie gevra nie, maar ek doen dit in elk geval. Ons het 'n dubbelbinding, dis 'n alkeen, dis 'n koolwaterstof, ons begin hier te nommer 1, 2, daardie is 'n metielgroep, 3, 4. Baie eenvoudig, hierdie is met ander woorde 2 metiel but 1, 1. Maar dis nie gevra nie, maar as dit gevra was, 3 punte. Die molekulêre formule van verbinding C, C5H10O2, verteenwoordig 2 verbindings wat funksionele isomere van mekaar is.
definieer die term funksionele isomere. Nou, funksionele isomere is organiese molekules met dieselfde molekulêre formule, maar verskillende funksionele groepe. En in graad 12 het ons te doen met twee pare funksionele isomere. Aldehiede en ketone, as ook karboksielsure en esters. Vir 2 punte. Skryf die struktuurformule vir die funksionele isomeer met die sterker intermolekulêre kragte. Nou, ons het reeds die struktuurformule van twee isomere van C5H12O2 voorheen neergeskryf. Die een was van 'n karboksielsuur, pentanoosuur, en die ander ene was van 'n ester. Nou, wat is die sterkste intermolekulêre krag in 'n karboksielsuur? COOH. Ons het te doen met waterstofbindings, terwyl esters slegs swakker dipool-dipoolkragte het. So die sterker intermolekulêre kragte kom voor in karboksielsure en gevolglik moet ons pentanoosuur se struktuurformule geteken het. Ook vir 2 punte. Skryf die gekondenseerde formule van die funksionele isomeer met die laagste kookpunt. Nou, die laagste kookpunt beteken die swakste intermolekulêre kragte. So dit gaan esters wees met hulle dipool-dipoolkragte. Nou in hierdie geval is daar egter 4 opsies. Nou daar is jou 4 opsies: metielbutanoaat, etielpropanoaat, propieletanoaat of butielmetanoaat. Al 4 van hulle het die molekulêre formule van C5H10O2. Nou ek glo as jy enige van daai 4 neergeskryf het, sou jy jou punte gekry het, want ontussen daardie 4 met dieselfde molekulêre massa te onderskei watter een het die laagste kookpunt, val buite die leerplan. Die tegnies korrekte antwoord sal dus etielpropanoaat wees en jy moet daai gekondenseerde formule skryf, maar soos ek sê, dis buite die leerplan. En as ons dan nou regtig tegnies moet wees, hierdie is slegs reguit kettingesters. Jy kan ook vertakte esters kry en dan sou die kookpunt selfs nog laer gewees het, maar ek dink nie dit was die intensie om dit van jou te verwag nie. Vir 2 punte. Is verbinding B 'n primêre, sekondêre of tersiêre haloalkaan? Daar's my broom, daar's my broom. Daardie broom is gekoppel aan 'n koolstof wat aan 2 ander koolstowwe gebind is. En net so is hierdie broom gekoppel aan 'n koolstof wat aan 2 ander koolstowwe gebind is. So ons het te doen met 'n sekondêre haloalkaan, want die broom is gekoppel aan 'n koolstof wat slegs aan 2 ander koolstowwe gebind is. As daar 'n derde koolstof ter sprake was, dan was dit tersiêr. As dit slegs 1 koolstof was, dan was dit primêr. En ongeag die feit dat daar 2 brome is, die beginsel van 'n broom gekoppel aan 'n koolstof wat aan 2 ander koolstowwe gebind is, dit geld, so sekondêr is die antwoord. Vir 3 punte. Gebruik molekulêre formules en skryf 'n gebalanseerde vergelyking neer vir die verbranding van verbinding G, dit is C5H12, in oormaat suurstof. So, C5H12 reageer met suurstof. En verbranding lewer altyd 2 produkte as dit volledig is, soos in hierdie geval met 'n oormaat suurstof. Koolstofdioksied plus water. Ons het 5 koolstowwe, ek moet 'n 5 daar skryf. Ons het 12 waterstowwe, 6 maal 2 is 12, ek moet 'n 6 daar skryf. En nou moet ek net my suurstowwe balanseer. 5 maal 2, dit gee vir my 10, plus 6 maal 1, gee vir my 6, met ander woorde 16, en ek deel dit deur 2, ek skryf my 8 daarso. Maklik soos dit vir 3 punte.